Goeiemiddag. Jesus en Nicodemus het gesit en gesels, hy was 'n fariseer gewees en Jesus sê vir hom dat die enigste manier hoe jy die koninkryk van God gaan sien, is as jy wedergebore word. En Nicodemus vra maar, hoe moet ek nou weer my ma se maag gaan en hoe moet ek weer gebore word? En Jesus sê nee, in die gees, so, en dan gaan hy verder en hy sê, spirit gives birth to spirit and flesh gives birth to flesh. En dit sluit vir my aan by vandag se tema, die keuse van sonde. So ons gaan 'n bietjie lees in Romeine 6, 7 en 8 kan jy die hele alles maar eintlik lees. Maar, hierso begin ons by Romeine 6, vers 6. Ons is dus nie meer langer slawe van sonde nie. Iemand wat gesterf het immers vry van die mag van sonde. So wanneer ons wedergebore word, dan dood ons saam met Jesus. Ons gaan dit nou verder lees. Ons het saam ons deel in sy dood en in sy opstanding. So die ou jy gaan dood en nou die gees jy staan nou op. Die nuwe jy, new creation sê Paulus. I am a new creation in Christ. So wanneer hulle hier praat van ons is dis nie langer slawe van sonde nie. Iemand wat gesterf het is immers vry van die mag van sonde. Dis daai sterf, nie eendagse sterf nie. Ons het saam met Christus gesterwe. Daarom glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Saam met hom lewe. Ons weet dat Christus, wat uit die dood opgewek is, nie weer kan sterwe nie. Die dood het nie meer mag oor hom nie. Dan gaan ons bietjie aan. Julle moet dus altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe. Omdat julle een is met Christus. So, die punt van die storie is dat jy het krag oor sonde. Dis van, maar ek kan nie help nie, ek kan nie ophou kla nie, of ek kan nie die persoon vergewe nie, of as ek my kom kry, dan het ek nou alweer dronk geraak, of wat se sonde ook al jy mee sukkel. Vloek, kla, onvergifnis, verslawing, drank, wat se sondes ook al jy mee sukkel. Die Here het vir jou die autoriteit gegee oor daai sonde. Jy is dood teenoor sonde. Met ander woorde, jy kan kies. Dis 'n keuse wat jy nou het. Jesus het dit klaar gedoen. Jesus het klaar in die kruis gesterf. Hy het klaar dood oorwin. Hy het klaar sonde oorwin. Met ander woorde, hy het die prys betaal. So nou het jy as 'n kind van God, as 'n wedergebore Christen, die autoriteit oor sonde. Daar is nie so iets van ek kan nie ophou rook nie, ek kan nie ophou dit nie. Jy het die krag gekry oor dit. Ja, ons doen dit deur die krag van die Heilige Gees, want dis die Heilige Gees, die Gees in jou wat vir jou die krag gee om dit te doen. Maar ons moet 'n keuse maak om so te lewe. Want ons lees nou 'n bietjie aan. Julle behoort nou aan iets anders. Julle behoort nou aan iets anders. So ons was slawe van sonde, ons is nie meer slawe van sonde, net ons dan 6 gelees. Julle behoort nou aan iets anders, aan hom wat uit die dood opgewek is. Daarom moet ons nou 'n vrugbare lewe lei in die diens van God. So ons kan nie vrugte dra van sonde nie. Ons moet vrugte dra van God. Ons behoort nou aan God. Jy is nog steeds op jou eie nie, jy behoort nog steeds nie aan self nie. Self is nie jou God nie. God is jou God. So wat sê God oor jou situasie, oor jou sonde, en daaraan is ons gehoorsaam. Dan gaan ons na 8 toe, Romeine 8, lewe deur die Gees. Dit is die Gees die lewe wat ons nou lewe. Die wat hulle deur die sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur. Maar die wat hulle deur die Gees laat beheers, hou hulle besig met dinge van die Gees. Die dinge waarmee die sondige natuur besig is, loop uit in dood, maar van die Gees bring lewe en vrede. So as jy meer vrede in jou lewe wil hê, meer lewe, dan moet jy besig wees met die dinge van die Gees. Ons lewe nou met dinge van die Gees. Ons is 'n new creation. En dis ook in Galasiërs wat ons dit verder lees. Galasiërs 2 vers 20. En nou is dit nie meer ek wat lewe nie. So ek lewe nie vir myself, ek doen nie wat ek wil doen, hoe ek voel daaroor. Dit gaan nie oor gevoelens hier, dis 'n keuse wat ek maak. Maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou hier lewe, leef ek in geloof in Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê. Okay, so nou wat ons lewe, dit is nie van hoe ek voel nie, dis nie wat ek wil doen nie, dis nie vir self nie, dis nie vir sondige natuur nie. Ek behoort nou aan God en ek lewe deur die Gees.
en my lewe sal vrug dra van die Gees as ek myself besig hou met dinge van die Gees. Okay. So, hierdie enetjie is 'n kort en kragtige boodskapie wat ons baie keer net moet hoor. Want mens kan nie sonde net 'n verskoning maak vir sonde nie. Dis nie wat Jesus vir ons wil hê nie. Hy wil hê ons moet vry wees. Want wat sê hy in Galasiërs 6? Jy's nie meer 'n slaaf vir sonde nie. Want wat is dit? As jy besig is om te rook en jy kan nie ophou rook nie, jy is verslaaf. Jy het verslawing. As jy altyd gaan kuier en jy raak dronk, jy's 'n slaaf vir drank. Jy's 'n slaaf vir die dinge van die natuur. As jy nie kan ophou vloek nie. Al daai goeders is kettinge wat jou vashou. As jy in vryheid en vrede in 'n lewe van alles wat Jesus vir jou bedoel het wil lewe, dan moet ons vry raak van hierdie sondige natuur. En dit doen ons deur die krag van die Heilige Gees, deur wat die woord nou vir ons gesê het. Maar ja, my gebed vir jou is dat jy sal weet, you are more than a conqueror in Christ. So jy het dit klaar oorwin. Dit is amazing, goeie nuus. Ons het klaar die autoriteit. Ons moet net kies om so te lewe, kies om te vergewe, kies om te laat gaan en fokus op die nuwe natuur, die Jesus Gees. En so sal die Gees meer en meer en meer raak in jou lewe. Okay, dit is my gebed vir jou. Ek is baie opgewonde vir die naweek. Kan nie meer wag nie. Die wat nog nie 'n kaartjie gekoop het en jy wil nog steeds kom, ons gaan die Kingdom Revival Weekend. Dit is môre oormôre. So ons is baie opgewonde. Ja, hoop om julle daar te sien. Julle moet 'n geseënde dag hê. Okay. Bye.